Lekker om jou ook vanoggend te groet op donderdag, die 22ste Januarie. En dit in die mooiste mooi naam van Jesus, ons Here. Geliefdes, ons is besig met die tema innerlike genesing en vanoggend gaan ons verder. Ons kyk na die verband tussen vergifnis en innerlike genesing en vanoggend staan ons stil by soek vergifnis. En ons gaan vir mekaar sê hoekom. Ons het klaar vir mekaar gesê, vergifnis skep 'n atmosfeer vir innerlike genesing. Ons het gesê, vergifnis skep 'n, nie net 'n atmosfeer nie, dit gee vir jou die moed van oortuiging om te wil verander. Ons het ook vir mekaar gesê, vergifnis bring 'n verwagting en dit stimuleer vir 'n verandering en dit bring vir ons innerlike genesing. En vanoggend dan, baie van ons loop met pynlike skuldgevoelens, maar doen niks om dit regtig te verwerk of uit ons lewe te verwyder nie. Ons vermy die mense teenoor wie ons skuldig voel. Ons is selfs vyandig gesind soms teenoor hulle. Ons soek nie vergifnis nie. Ons besef nie dat vergifnis 'n einde kan maak aan ons skuld, wrogings en bitterheid nie. Ons is selfs dikwels aggressief teenoor die Here en probeer hom vermy, omdat ons skuldig voel teenoor hom. In plaas daarvan dat ons maar net sy vergifnis soek, vlug ons van hom maar weg. En dit terwyl hy so graag aan jou en my sy vergifnis wil aanbied. Vergifnis moet dus gesoek word deur erkenning en belydenis by God en by jou medemens. Sonder hierdie innerlike soeke na vergifnis gaan innerlike genesing jou verbygaan. Daarom bid dat die Heilige Gees jou sal bring by 'n punt waar jy vergifnis soek, terwille van die liefde van die Here in jou lewe. Want die Here het jou so innig lief en hy wil jou so graag vergewe. Dit gaan nie net oor om vergifnis te soek nie, maar dit gaan ook daaroor dat innerlike genesing verbind is om vergifnis te gee. Daarom sê ons vir mekaar, daar is min dinge wat 'n mens so innerlik siek maak as 'n wrok, as bitterheid en die weiering om te vergewe. En wanneer Jesus van ons verwag om ander te vergewe soos hy ons vergewe het, dan wys hy vir ons die weg na innerlike genesing. Jy kan innerlike genesing net beleef as jy self geleer het om te kan vergewe. Wanneer Jesus jou vergewe, genees jy genoegsaam om ander te vergewe. En wanneer jy ander vergewe, word hierdie innerlike genesing 'n stappie verder gevoer. Vergifnis beteken dat jy besluit om nie langer 'n onreg wat iemand aan jou gedoen het teen hom of haar te hou nie. Jy besluit dus doelbewus deur die Heilige Gees om nie meer daaroor te broei en wraakgedagtes daaroor te koester nie. Jy besluit om die persoon nie verder daaroor te verwyd nie en dit nie meer in 'n argument op te haal nie. Jy besluit ook om dit nie weer met iemand anders te bespreek nie. Jy pas dan hierdie besluit toe in jou daaglikse lewe. Jy hou jou gevoelens, voor die Here en voor hom alleen. En dan gaan jy agterkom, jou gevoelens sal geleidelik verander. En die Heilige Gees sal jou innerlik kom aanraak. En daai verwonding, daai rowe, daai seer sal mettertyd genees. En dit bring vergifnis as een van die groot ononderhandelbare opskrifte, hoofmomente in jou lewe, as dit kom by die soeke, die smagting, die honger en die dors na innerlike genesing. Ek bid dus saam met jou dat jy vergewe sal word deur ander mense, deur ons Skepper en ons Verlosser, en dat jy daarom uit dankbaarheid
En die eerste ervaring van innerlike genesing 'n stappie verder sal neem en ook hulle sal vergewe wat teenoor jou oortree het. En beleef dan hoe innerlike genesing jou menswees kom ontvorm en jou 'n nuwe skepsel voor God maak. Ons bid dit vir mekaar in Jesus se naam. Amen.